Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 11de Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en 'n Sondagkoerant word net kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê: boer wat inbreker doodskiet, kry borg in Sannieshof. Die nuushooftrekker vir vandag lyk so: toeskouers met seisoenkaartjies nie verseker van sitplekke vir boktoetse nie. Boer wat inbreker doodskiet in sy plaashuis kry R10.000 borg. Kelly Smith en Key op 29 Mei gevonnis vir ontvoering van Jocelyn Smith. Neus gee sy opinie oor Orania. Skermmoordenaar moet eers die dokter sien voor verhoor. Derksen kry 100-tal vir dame Protea span. Die Landdroshof van Delareyville het Vrydag beslis dat 'n borgbedrag van R10.000 deur Frederik Coetzee, wat 66 jaar oud is, betaal moet word om vrygelaat te word uit wettige aanhouding. Die hofsaak het gevolg nadat Frederik 'n inbreker wat toegang tot sy plaashuis, wat in Sannieshof geleë is, verkry het deur die kombuisvenster te breek, doodgeskiet het. Frederik het sodoende wakker geword en gaan ondersoek instel oor wat aangegaan het. In die kombuis het hy die inbreker gesien wat besig was om goedere sonder toestemming bymekaar te maak. Frederik het daarin geslaag om sy vuurwapen te kry en het die inbreker in die kombuis in die kop doodgeskiet. Hy het in mekaar gesak en is net daar op die plek oorlede. Die hele situasie het net na 3 ure in die vroeë oggendure in die plaashuis afgespeel. Die hof het 'n nuwe datum van 10 Julie vasgestel wat Frederik weer in die hof moet verskyn. Die saak sal dus nou verder ondersoek word deur die speders. Frederik moet volgens die hof se voorwaardes elke Vrydag tussen 6:00 die oggend en 6:00 die aand een keer aanmeld om te verseker dat hy sy voorwaardes wel nakom. Agri Forum in die Noordwes-provinsie is van mening dat die betrokke arrestasie nie nodig was nie en bevraagteken ook die polisie se hantering van hierdie saak. Frederik was vir 3 dae in die polisieselle aangehou. Die hoofaanklag is moord en nog klagtes oor die vuurwapen kan moontlik bygevoeg word. Die hof het vasgestel Frederik het geen vorige veroordelings nie. Aanvanklik het sy prokureur met die staat onderhandel vir 'n bedrag van R5.000, maar die Landdros het die bedrag verhoog na R10.000. SARU, nie die Unie self nie, het nou kommersiële eienaarskap van toetse. Die Unie wie se tuisveld gebruik word, sal 'n gewaarborgde vaste betaling van SARU kry. SARU se woordvoerder het bevestig dat seisoenkaartjiehouers nie meer hulle gewone sitplekke gewaarborg word nie. Hulle sal wel nie die reg verloor om kaartjies vir toetse aan te koop nie. Die beloning vir seisoenkaartjiehouers se lojaliteit is dat hulle die enigste ander kategorie ondersteuners is aan wie toegang gewaarborg word. Volgens SARU se woordvoerder sal dieselfde model van jaar by wedstryde teen die Barbarians en Australië en die DHL stadion onderskeidelik op 28 Junie en 23 Augustus geld. Die Barbarians wedstryd word nie deur SARU besit nie en die verkoop en verspreiding van die kaartjies is die promotor se sake. SARU sê in 'n verklaring, kaartjiepryse begin by R250. Dit blyk dat daardie kaartjies reeds opgeraap is. Die goedkoopste kaartjie wat die koerante gister op Ticketmaster kon kry, het R500 gekos en daar was nie veel van hulle oor nie. Daar is nog baie kaartjies oor in die kategorieë van R850 en R2500. Die veroordeelde misdadigers, Joachim Boeta Apollos, Stefano van Ryn en Kelly Smith word op 29 Mei gevonnis. Jocelyn, 'n Smith se kind en was net 6 jaar oud toe sy op 19 Februarie 2024 spoorloos van die Middelpos informele nedersetting by Diasville in Saldanha verdwyn het. Die staat het aangevoer dat Smith haar kind vir R20.000 aan 'n sangoma verkoop het, glo vir haar vel en die mooi oë. Regter Nathan Erasmus, die Wes-Kaapse waarnemende adjunk hoofregter, het verlede Vrydag in sy uitspraak gesê die staat het die 3 se skuld bo redelike twyfel bewys. Hy het ook gesê konsepverslae is reeds aan die verdediging gegee sodat hulle die departement van maatskaplike ontwikkeling kan help om te reël vir konsultasies met hulle kliënte. Nie net word slagoffer impakverslae ingedien nie, maar maatskaplike werkers gaan ook getuig. Gemeenskappe soos Orania in die Noord-Kaap en Kleinfontein buite Pretoria hou 'n bedreiging vir Suid-Afrika se demokrasie in en hulle moet onmiddellik gekeer word, so het Karel Neus, EFF lid gister in 'n debat in die nasionale vergadering aangevoer en bygevoeg dat die EFF nie sal rus totdat alle vorme van rasisme in Suid-Afrika uitgeroei is nie. Orania in Kleinfontein
is nie net blote nedersettings nie, hulle is doelbewuste, haatlike vestings van rassesegregasie wat onderwerp is om ons nasie te saboteer, het hy gesê, nie rassigheid te saboteer en nie brose bedreigings van maatskaplike samehorigheid te verskeer. As die EFF verklaar ons met onwrikbare oortuiging dat hierdie enklawes 'n dodelike bedreiging vir die siel van ons nasie en vir nasiebou inhou, het hy gesê. Hulle moet ook uitgeroei word, die argitekte moet vervolg word en hulle giftige ideologieë vir ewig verbied word. Daar is geen plek vir rasisme in Suid-Afrika, het Karel Neels aan die media bekend gemaak. Die voorheen luidrigtige man, wat weens die moord op 2 mense teregstaan, nadat hy hulle na bewering liet kraak, vermoedelik met 'n sker in Milnerton aangeval het stil in die Landdroshof in Kaapstad verskyn. Zohaib Williams, wat 48 jaar oud is, staan ook op 2 aanklagte van poging tot moord voor die hof tereg. Aghenbach, eienaar van Pro Car Wash, is naby die Mike's Kitchen restaurant in Koebergweg aangeval en 1 keer in die kop gesteek. Jonker is naby die Cash Crusaders winkel aangeval. Williams het in die beskuldigde bank gestaan en heeltyd stil gewees. Sy saak is tot maandag 12 Mei uitgestel, sodat hy 'n dokter kan sien, sodat daar vasgestel gaan word of hy na Valkenberg oorgeplaas moet word vir evaluering. Van dese maand se gemiddelde prys van 100% Kits koffie is 'n astronomiese 61% hoër as dieselfde tyd verlede jaar. In rand beteken dit 'n 200 gram bottel van jou gunsteling Kits koffie is amper R70 duurder, 'n bedrag wat basies jou broodaankope vir die week beloop of 'n bykomende hoenderbraaipak kon gekoop het. Trump het 'n invoertarief van 10% gehef op feitelik alle lande wat koffie uitvoer. Met pryse wat reeds hoog is, kan 'n swakker rand bloot die invoerkoste van daardie geliefde koffiebone verder verhoog. Dit is belangrik om maar die voubiljetjie wat jy aanlyn of in die koerante of in jou posbus ontvang, dop te hou vir waar jy beste winskopies oor koffie kan loslaan. Wortel se gemiddelde pryse het met meer as 37% die hoogte ingeskiet weens swakker oeste. Botterskorsie en patatpryse het ook met meer as 25% en 23% onderskeidelik gestyg. Aartappels is met die helfte goedkoper as verlede jaar. Die goeie nuus is dat vrugte en groente se pryse spoediger aanpas by markomstandighede. Die Pretoria se netbalspan is dienste van die ervare voormalige Protea verdediger kwyt, omdat die Zanele van Bela, wat 36 jaar oud is, nie die jou fiksheidstoetse met 'n telling van 16,5 punte kon slag nie. Die telling wat sy behaal het, was 16,1. Die toets duur totdat die deelnemer nie meer die vereiste spoed kan volhou nie, wat dui op uithou vermoë. Van Bela sê sy wou nog vanjaar netbal gespeel het, maar die fiksheidstoets is net 'n klein deeltjie van haar besluit om uit te tree. Bombela het in 56 toetse vir Suid-Afrika se netbalspan uitgedraf en 4 seisoene haar klapnetbal in Engeland gespeel. Bombela het in 2014 en 2018 die Proteas op die Statebond spele verteenwoordig, asook in 2019 se Wêreldbeker toernooi in Liverpool. Die tweede deel van die liga hervat op 13 Junie die Jaguars se tans 4de op hierdie puntelys. Hoewel Owen Farrell se naam nie donderdag uitgelees is deur die Britse en Ierse Lions toergroep vir die toer na Australië aangekondig is nie, kan daar straks op sy knoppie in die toekoms gedruk word. Die 33-jarige Farrell, 'n voormalige Engelse kaptein, het in sy eerste seisoen in Frankryk met beserings gesukkel. Farrell kan nader getrek word indien een van die 3 loskakels in die toergroep, Finn Russell, Finn Smith en Marcus Smith, beseer word. Die eerste van die 3 toetse teen die Wallabies is op 19 Julie in Brisbane. Daar is 38 spelers vir hierdie reeks gekies. Dan het die Breier die 20-jarige Henry Pollock 'n losspeler in die toer ingesluit, al het hy nog net 1 toets gespeel. In daardie 1 toets, in Martin Wallace en Cardiff, het hy as 'n plaatsvervanger opgegaan en 2-3 in daardie wedstryd gedruk. Die Britse en Ierse Lions speel op 20 Junie teen Argentinië in Dublin, waarna hulle na Australië sal vertrek. Benewens die 3 toetse teen die Wallabies, sal die besoekers ook in 6 wedstryde teen die teenstanders soos die Brumbies te staan kom. Die Proteas het met 76 lopies in Kolumbie oor Sri Lanka gewen. Suid-Afrika is ingestuur om te kolf en het met Derksen 104 aangeteken van 84 balle wat insluit 9 viere en 5 sesse. En Tryon het 74 lopies aangeteken van 51 balle wat insluit 4 viere en 5 sesse. Aan die spitse mededingende 315 vir 9 en 50 bilbeerte opgestapel. Sri Lanka was in die kolfbeurt almal terug in die paviljoen vir 239 lopies en 42.5 bilbeerte. Carlos Alcaraz het sy opmars na die eerste titel in die Italiaanse Ope gister sonder moeite begin. Die derde gekeerde tennisspeler het die Serviese kwalifiseerde Dusan Lajovic met 6-3
en 6-3 in Rome gewen. Die 22-jarige Spanjaard het 'n bietjie verroes voorgekom en 22 ongedwonge foute begaan. Sy volgende teenstander is Alec Mickelson of Laszlo Djere. Die 23-jarige Italianer Jannik Sinner maak sy terugkeer na die baan nadat hy 'n skorsing van 3 maande uitgedien het. Sy teenstander is Mariano Navone van Argentinië. Die Belarus Arina Sabalenka het 'n derde ronde behaal toe sy die Rus Anastasia Potalova in meer as 'n uur met 6-2 en 6-2 gewen het. Die naweekse rugby uitslaa van skole lyk soos volg. Ben Foster het 26 aangeteken teen die Anker se 12 punte. Cornwall Hill het 34 teen CBC Boksburg 25 aangeteken. Guru Hazeldine het 17 aangeteken teen Ruitendale se 17. Dr. Malan het 43 en Driehoek 29. Eldorein het 27 punte teen Heugland se 20 aangeteken. Garsies het 53 aangeteken teen Waterkloof se 19 punte. Hansmoor het 32 teen Sasolburg se 31 aangeteken. Help mekaar het 36 en Noordheuwel 0. Kes het 31 en Westville 55. Klerksdorp het 22 punte teen Westphalia se 27. Linden het 52 teen Queens se 0. Marievaljoen het 15 opgestapel teen HTS Middelburg wat gewen het met 42 punte. Menlo Park het 40 aangeteken teen Nelspruit se 17. Midstream het 31 teen HTS John Foster se 17. Monument het 31 punte teen EG Jansen wat as wenners uit die stryd getree het se 39. Oosmoed het 29 teen Kempton Park se 26. Oosterlig het 12 en Brandwag 58. St. Benedict se 30 en Springs 5. Saint Stithians het 47 aangeteken teen St. David se 8 punte. Transvalia 20 teen Rustender se 13 aangeteken. Dale College het 13 en Queen College 21. Die Brandwag het 19 teen Kingswood se 7 punte. DF Malherbe het 10 en Westering 31. Framesbury het 48 teen Hudson Park se 21. Grey High School het 27 en Wynberg 32. Marlow het 34, Graafrenet Volksskool 17 punte. Selborne College het 27 opgestapel teen Portrex se 16. Bellville het 20 teen Parelvallei se 43. Charlie Hofmeyer het 31 punte teen Wolseley se 15. DF Malan het 27 teen Fairmont se 5. HTS Drosdui het 50 en Huguenot Wellington 0 punte. Milnerton het 75 teen HTS Bellville se 5. Oakdale het weer eens verras en 43 opgestapel teen Durbanville se 7 punte. Clifton het 0 teen St. Albans se 38. Hilton College het 38, Pretoria Boys 34. St. Charles College het 16 en Maritzburg College 26. Botawil het 27 teen Riebeekswart se 22. Duineveld het 15 en Appington se 36. Die naweek het die 9de ronde van die SA Beker rugby plaasgevind. Die 4 spanne wat bo aan die punteleer eindig, kan in die Karibeker speel, saam met die Bulle, die Haie, die Leeu's en die Stormers. In Kibera was die OP Olifant die gasheer vir die Sanlamboland Cavaliers, maar moes ek nie buig teen die besoekers. Na harde wedstryd was die Cavaliers die wenners met 'n telling van 36 vir die Cavaliers en 22 punte vir die tuisspan die Olifante. In die Suzuki Stadion in Kimberley was die manne van die Noord-Kaap gasheer vir hulle buurmanne, die Toyota Cheetahs. 'n Harde wedstryd het gevolg met verskeie drieë wat vir beide spanne gevolg het. Een verbroude vir doelskop, maar die paal het verseker dat die Cheetahs nie die knoop kon deurraak om die Griekwas te wen op hulle eie veld nie. Die eindtelling op die bord was 'n ware weerspieëling van wat gedurende die wedstryd verloop het. Die Suzuki Griekwas het as oorwinnaars seker gemaak, hulle bly tweede op die SA Beker se punteleer. Hulle het weer eens voor die luide toeskouers gewys, hulle behoort in die Karibeker wedstryd en met 31 punte teenoor die Cheetahs se 29 punte huiswaarts gekeer. In die Barnard Stadion in Kempton Park was die Valke die gasheer vir die Grens Bulldogs. Hierso het die Valke die krane oopgemaak en goeie hardloop rugby tentoongestel. Dis duidelik, hulle voorbereiding en wedstrydplan het gewerk soos geoefen deur die week. Alle krediet aan die Valke se afrigtingsspan. Die finale telling was 72 vir die Valke en 28 vir die besoekende Bulldogs. In Olien Park wat in Potchefstroom gelees, het die Luiperds gasheer gespeel vir die besoekers. Die Pangela SWD Arne het met goeie spel gesorg dat hulle toeskouers waarde vir hulle geld kry. 47 waardevolle punte is opgestapel teen die Arende se 35 punte. In die Downtown Touch Stadion in Welkom, die stad van goud in die Noord-Vrystaat,
het die Nova Wit Griffins, die Airleague Pumas vat, tans onoorwonne in die SA beker reeks is, die stryd aangesê, maar einde ten laaste het die Griffins se beplanning nie uitgewerk nie. Die Pumas was net in alle fasette die baas gewees, krediet vir Jimmy Stonehouse en sy span van die noorde. Hulle wedstrydplan het soos in die verlede gewerk en sy manne deurgedruk en wel verdien as die wenners uit die stryd getree. Slegs 1-3 is deur die Nova Wit Griffins aangeteken. Die eindtelling was 7 vir die Griffins en 50 goeie punte vir die Airleague Pumas. Die Suid-Afrikaanse beker puntelys lyk so. In die eerste plek is die Airleague Pumas op 45 punte, die tweede plek is die Suzuki Griquas op 42, derde lê die Toyota Cheetahs op 34 punte, die Sanlam Cavaliers is op 32, in die vierde plek, in die vyfde plek is die Valke op 30, in die sesde plek die Nova Wit Griffins met 26, in die sewende plek die Eastern Province met 21 punte, gevolg deur die Luiperds met 10 punte. Die VRK uitslaa lyk soos volg. Die Bull het 45 aangeteken teen Cardiff Rugby se 21 punte, Benetton het 33 aangeteken teen Glasgow Warriors se 7 punte, die Stormers het 48 punte aangeteken teen Dragons se 12, Leinster het 76 gekry en Zebre 5 punte. Connacht het 21 opgestapel teen Edinburgh se 31 punte. Die Leeu's kom vandag in aksie teen die Scarlets om 1500 uur. Die Sharks het 29 aangeteken teen die Ospreys se 10, Munsters het 38 punte opgestapel teen Ulster se 20. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloem Care for You, jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek vir vandag lyk so: Messina 1832, Polokwane 1426, Lephalale 1429, Mbombela 1330, Mahikeng 1021, Pretoria 1525, Johannesburg 1220, Ermelo 921, Richards Bay 1822, Pietermaritzburg 1017, Durban 1622, Port St Johns 1621, Bethlehem 716, Bloemfontein 615, Almal Noord 515, Welkom 1017, Vryburg 918, Kimberley 716, Appington 819, Prieska 615, Springbok 618, Karasburg 718, Keetmanshoop 1820, Mariental 922, Alexanderbaai 1420, Brandvlei 8 en 16, Loedersbaai 1423, Vredendal 1120, Kaapstad 15 en 17, Sutherland 4 en 11, George 12 en 16, Jeffreys Bay 13 en 18, Geberra 12 en 19, Rafreinet 8 en 12, Londen 11 en 18, De Aar 6 in die oggend, 14 in die middag, Multino 3 in die oggend, 10 in die middag, Beaufort Wes 9 en 15 grade Celsius. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.20 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.67, die euro verhandel teen R20.48, die pond kos R24.12, die yen kos 13 sent, die prys van silwer is $32.71 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.324 per fyn ons, die prys van Brent olie is $63.91 Amerikaanse sent per vat. Die gedagte vir die dag sien sodanig uit: vandag is Sondag, bedink jou afgelope week, beplan vir môre, uitdagings sal daar wees, wees stil en dankbaar, 'n mooi dag vir jou. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag word vir julle toegewens.